En wat 'n voorreg het elkeen van ons om vanmôre hier te kan wees en waar ons vanmôre 'n Kerssangdiens gaan hê, waar ons met sang die Here se naam groot gaan maak. En ek hoop elkeen van ons wat hier is, dat ons besef wat beteken dit, dat Jesus Christus, seun van God, wat God self is, mens geword het om aarde toe te kom vir my en vir jou, vir elkeen van ons se sondes. En vanmôre wanneer ons so hier saamkom, mag dit wees as ons hierdie wonderlike liedere gaan sing, dat ons werklik lofliedere tot eer van God sal sing vir dit wat hy vir elkeen van ons gedoen het. En mag dit dan so wees dat die Here elkeen van ons vanmôre sal seën, dat ons werklik sy nabyheid sal beleef, dat ons iets sal beleef van wat dit beteken. En as ons hier uitstap vandag, dat ons met harte sal uitstap wat so vol vreugde is, dat ons in hierdie wêreld wat so stikkend is, 'n verskil sal gaan maak. Nie uit ons eie krag nie, maar daardie wonderlike dat ons die krag van Jesus Christus, die Heilige Gees in elkeen van ons het. En daarom mag dit so wees dat hierdie sangdiens vanmôre nie net 'n sangdiens sal wees nie, maar dat dit werklik met elkeen van ons se harte sal praat. En dat ons heeltemal nuut en veranderd hier sal uitstap. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre hier in die huis by mekaar mag kom. Here, wat 'n voorreg dat ons vanmôre hier in hierdie Kerssangdiens so sal sien wat beteken dit dat Jesus Christus, u seun, mens geword het. Ja Here, en dat elkeen wat hier sit sal besef dat Jesus mens geword het vir ons persoonlik, vir elkeen van ons. Dat hy aarde toe gekom het, mens geword het sodat hy kon sterf vir elkeen se sondes wat vanmôre hier sit. En Here, mag dit wees dat hierdie nie maar net iets is waar ons dink ons luister na 'n verhaal nie, dat ons besef die werklike betekenis daarvan. En dat die Gees ons so sal aanraak, Here, dat elkeen van ons net bietjie meer sal besef hoe wonderlik dit is, hoe lief U elkeen van ons het. So lief dat U seun vir ons gestuur het. Wees hier vanmôre met ons, Here. Gee elkeen van ons se hart wat met blydskap kom, wat met blydskap wil sing en U naam wil groot maak. Omdat ons so dankbaar is vir U genade. U genade wat so groot is. U genade wat elkeen van ons se redding bewerkstellig het. En ons dank U daarvoor en ek bid dat U vanmôre so met ons sal wees en ek vra dit in Jesus naam. Amen. As hierdie mikrofoon kan julle hom hoor. Vandag kom ons byeen om hierso stil te word voor die grootste geskenk wat God aan die wêreld gegee het. Sy liefde wat vlees geword het in Jesus Christus. En wanneer ons vanmôre hierdie geboorteverhaal herdenk, vier ons nie net bloot 'n mooi verhaal of 'n historiese gebeurtenis nie. Ons vier die hart van die evangelie. Dat God nie kon toe kyk hoe die wêreld in donkerte voortworstel nie. En uit sy onmeetlike liefde het hy na elkeen van ons toe uitgereik. Nie deur 'n engele leer of deur 'n aardse koning nie, nee, maar deur sy seun. Die lig wat in die donker ingaan en vir altyd bly skyn. En God se liefde is nie net 'n abstrakte idee nie. Dit is konkreet, dis sigbaar, dit is tasbaar in Jesus Christus. En in hom sien ons die Vader se hart. En as ons so na die Vader se hart kyk en as elkeen van ons vanmôre die Vader se hart so beleef, 'n hart wat naby is, 'n hart wat omgee en 'n hart wat red. En mag hierdie Kerssangdiens elkeen van ons weer herinner aan hierdie groot waarheid, dat die God van hemel en aarde elkeen van ons wat hier is so lief gehad het, dat hy self na ons toe gekom het. En mag die Gees van die Here vanmôre ons oë, ons ore, ons harte oopmaak, sodat die wonder van sy liefde vandag weer nuut en lewend word in elkeen van ons. Ek gaan vanmôre vir Martin vra om vir my hier te kom. Martin,
En Martin gaan vir ons hierdie kersies aansteek. En ons steek hierdie kersies aan wat net 'n simboliese gebaar is, as 'n teken van die lig van Jesus Christus wat nooit sal verdwyn nie. Daardie lig wat so in die duisternis skyn en deur niemand gedoof kan word nie. Daar is 'n soort wag wat meer is as net tyd meet. Dit meet die dieptes van die hart. Voor die geboorte van Jesus het mense eeue lank gewag. Gewag dat God weer sal praat. Gewag vir herstel en gewag vir hoop om weer asem te haal. En dit was 'n wag vol vrae, vol gebede wat in die donker opgestyg het, vol heimwee na God se nabyheid. Maar hierdie wag behoort nie net aan die verlede nie. Ons ken dit ook. Die meeste van ons wat hier sit, weet ook, daardie wag vir vrede in ons huise, daardie wag vir deurbrake in ons lewe, en daardie wag vir God se aanraking wanneer ons moedeloos is. En juis in hierdie verlange het die wonder van Christus kom wortel skiet. 'n Goddelike herinnering dat God elkeen van ons se smekinge hoor. En daarom lees ons in Jesaja 9 vers 1: Die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. En kom ons almal sing saam: O Christus, ons verlange. Ons gaan vanmôre 'n lekker klompie liedjies so saam sing. So almal is welkom om net te sit en sing ook as hulle wil. En toe die wêreld se verlange op sy diepste was, verbreek God die stilte. 'n Engel verskyn aan Maria, nie aan 'n koning of aan 'n priester nie, maar aan 'n gewone jong meisie uit Nasaret. Een wat maar net soos ons is, broos, eenvoudig en afhanklik van God. En die engel se woorde bring nie net 'n boodskap nie, maar dit bring 'n uitnodiging. Moenie bang wees nie, want die Here is met jou. En God begin sy plan van redding nie met 'n bevel nie, maar met 'n gesprek. Nie met dwang nie, maar met 'n genadige uitnodiging. En Maria se ja
word die deur waardeur God sy liefde en sy lig in hierdie wêreld bring. En vandag roep hy ons op dieselfde wyse. En God sê ook vir ons, moenie bang wees nie, ek is by julle. En dan lees ons daar in Lukas 1 vers 30 tot 32. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En wat 'n goeie tyding is dit nie. En kom ons almal sing saam oor die goeie tyding. Maria en Josef se reis na Bethlehem was nie 'n mooi romantiese verhaal nie. Dit was 'n pad van ongerief, van onsekerheid, van vrae waaroor daar geen maklike antwoorde was nie. Hulle moes buig voor die omstandighede buite hulle beheer, maar God het hulle elke tree gedra. En dit leer ons iets van geloof. Die pad van geloof is selde glad en selde maklik. Maar waar God roep, daar lei hy ook. Waar hy stuur, daar gaan hy saam met jou. En ons eie lewe is vol sulke reise. Reise deur verandering van twyfel, pyn en hoop. Maar Jesus kom juis vir mense wat op die pad is, vir mense wat soek, vir mense wat probeer, wat glo, al verstaan hulle nie alles nie. En daar lees ons in Lukas 2 vers 4 en 5. En Josef het gegaan uit Galilea, die stad Nasaret, na Judea, die stad van Dawid, genoem Bethlehem, omdat hy uit die geslag en die huis van Dawid was, om te gaan opskryf saam met sy vrou Maria, want hy was aan haar verloof en sy was swanger. En kom ons sing almal saam, kom alle getroues.
En dan, op die plek waar niemand sou soek nie, tussen strooi en eenvoudige mense, kom God na ons toe. Die een wat die hemelruim gemaak het, word klein genoeg om in mense arms te lê. Die een met alle mag word weerloos, sodat ons nooit hoef te twyfel aan sy nabyheid nie. Jesus se geboorte is God se ewige verklaring. Ek is nie ver weg nie. Ek is nie onbetrokke nie. Ek is hier vir jou. En juis daarom beteken die geboorte van Jesus oneindig meer as 'n mooi verhaal of 'n sagte kriptoneel. Hier in hierdie kind kom God self om te doen wat ons nooit kon doen nie. Hy bring redding vir elke sondaar. Sonder hom sou alles in ons lewe absoluut verlore wees. Maar in en deur hom word ons vergewe, word ons vrygemaak, word ons nuut gemaak. In die krib begin die pad wat eindig by die kruis. En dit is die groot bewys van God se liefde vir elkeen van ons. En daarom is die verhaal van die krib nie net die verlede tyd nie. Dis 'n voortdurende openbaring van God se liefde vir elkeen van ons. Dis 'n God wat binnekom in ons donkerte en dit vul met sy lig, hy wat die lig is. En so lees ons in Lukas 2 vers 6 en 7. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgeborene seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom ons sing saam, die Heiland is gebore en daarna stille nag. Van Dawid word hy
Die engele se sang is nie net 'n mooi deel van die verhaal nie. Dit is God se hartklop. Wanneer hulle roep eer aan God, vrede op aarde, verkondig hulle die waarheid dat waar Jesus kom, daar vrede wortel skiet. Nie die brose vrede van mense nie, maar God se volmaakte vrede. En die engele sing vir die herders, vergete mense, en die armes en die geringes van daardie tyd. En juis daarin lê die evangelie. God se vrede is vir almal, vir elke hart wat verlang na rus. En daardie vrede is nie net 'n gevoel van kalmte nie, maar die vrede van 'n hart wat weet, ek is gered. Want Jesus is nie net 'n kind nie. Hy is die verlosser wat God gestuur het om ons uit die sonde, uit gebrokenheid en uit ons eie verlorendheid te red. En daarom lees ons nou in Lukas 2 vers 13 tot 14. En skielik was daar saam met die engel 'n menigvuldige van die hemelse leerskare wat God loof en prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. En kom ons sing saam as ons hierdie blye nuus hoor. Bly die engele, hoor die blye engele lied en daarna ere aan God. En ek weet nie as almal lus het om hulle bene net so bietjie te rek as hierdie bankies te hard word nie, dan is hulle welkom om vir hierdie twee saam te staan en saam te sing. Oh
Die herders huiwer nie, hulle twyfel nie, hulle laat alles staan en gaan kyk. Hulle eenvoudige gehoorsaamheid leer elkeen van ons ook iets belangrik. Wanneer God ons roep, moet ons nie wag of uitstel nie, maar ons moet gaan. En in die stal sien die herders nie net 'n pasgebore kind nie, maar hulle sien hoop wat vlees geword het. En hulle keer terug na die nag met nuwe vreugde en 'n nuwe storie om te vertel. En ons lees in Lukas 2 vers 15 en 16. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En kom ons sing saam met hierdie herders op die oop velde. Vir al die kinders wat hier is, julle weet hoe dit voel wanneer die krag afgaan en hoe skielik die donkerte alles kan vul. Maar as iemand net een klein liggie aanskakel, dan sien ons hoe die donker sommer skielik verdwyn. En Jesus se liefde werk net so. Hy bring 'n liggie in elke hart. 'n Liggie wat nie kan uitbrand nie. En elke keer wanneer jy mooi speel, wanneer jy iemand help, wanneer jy deel of iemand troos of vriendelik is, dan skyn Jesus se liggie deur julle. En daarom moet elkeen van ons onthou, elke kind se liggie maak die wêreld helderder. En ons lees in Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En kom ons sing saam, kom kinders, besing met 'n vrolike stem. Die
Ons was nie daar saam met die herders nie. Ons het nie Maria se blydskap of Josef se verwondering gesien nie. Maar die betekenis van Jesus se geboorte is nie gebonde aan 'n tyd of 'n plek nie. Dis 'n voortdurende uitnodiging aan elke geslag, aan elke mens wat sê kom word deel van God se verhaal van redding. Elke keer as ons die geboorteverhaal weer hoor, dan raak dit ons, dan nooi dit elkeen van ons en dan verander dit ons. Want Jesus se koms skryf ons in die groter verhaal van God se liefde vir hierdie wêreld. En so lees ons in Johannes 1 vers 12. As jy kan vir ons lees hoor. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. En kom ons sing saam, al was ek nie daar nie. Baie mooi. Was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, met die krib en Maria, en die kleintjie by haar, dis asof die engel die boodskap opbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herder en wyses, het die eerste geglo, en deur al die jare, waar Jesus sy kerk, die Gees en die woorde, geloof in ons werk. Ons leef in 'n wêreld wat steeds stikkend is, gevul met geweld, swaar kry, onsekerheid en vrees. Maar in Jesus bring God nie net 'n boodskap nie, maar hy bring 'n geskenk, vrede. En nie vrede wat afhang van omstandighede nie, maar vrede wat rus vind in God se teenwoordigheid. En hierdie vrede is nie 'n wensdenkery nie. Dit is 'n vaste belofte. Dis 'n lig wat ons saamneem in 'n wêreld wat smag na hoop. En so lees ons in Johannes 14 vers 27. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie vrede wat dieselfde as die wêreld is nie. Julle harte moet nie ontsteld wees nie. Moenie bang wees nie. En kom ons sing saam, welkom o stille nag van vrede. Sterre
Wanneer ons vandag hier weggaan, neem ons nie net 'n pragtige verhaal saam nie. Ons neem die lig van Christus saam. Hierdie lig roep ons vir elkeen van ons om anders te leef, anders te dink, anders lief te hê. Want die lig wat in Bethlehem opgegaan het, is dieselfde lig wat sondige mense red. En sonder Jesus is niemand van ons in staat om onsself te red nie. Maar deur hom het elke sondaar 'n plek in God se hart gekry. Hy is ons enigste hoop, ons enigste redding, ons enigste verlosser. En mag Christus se lig so oor elkeen van ons skyn. Mag Christus se lig so in ons woon. En mag sy lig so deur ons sigbaar word, waar ons ook al in hierdie wêreld mag gaan. En so lees ons in Johannes 3 vers 16 tot 17 hierdie pragtige woorde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En kom ons sing saam, die Heiland is gebore. En vanmôre het ons so hierso saam liedere gesing tot eer van God. En ons het weer die verhaal gehoor van Jesus se geboorte. Hierdie verhaal wat die lig was wat in die nag gekom het. 'n Lig wat die donker oorweldig. Hierdie lig wat tot vandag toe brand. Maar hierdie kind in die krib het nie net gekom om by ons te woon nie. Hy het gekom om homself vir elkeen van ons te gee. En hierdie krib lei na die kruis, en die kruis lei na die lewe. En daarom op hierdie oggend beweeg ons nou hier van die stal na die tafel van die Here toe, waar ons sien dat hierdie kind wat gebore is, beweeg ons na die lam van God, wat homself gee vir hierdie wêreld wat hy so lief gehad het. En in die nag van sy geboorte sien ons het 'n lig opgegaan. En in die nag waarin hy verraai is, het hy hierdie heilige maaltyd ingestel, sodat die lig vir altyd in elkeen van ons se harte mag brand. Is dit nie die wonderlikste waaraan elkeen van ons kan vashou nie? Dat Jesus Christus, seun van God wat in 'n krib gebore word, dat hy homself verneder, God wat mens word,
sodat hy kan kom om vir elkeen van ons wat hier sit se sondes te sterf. En daardie lig wat in die wêreld gekom het, daardie lig wat elkeen van ons verander, daardie lig wat wanneer ons hom aanneem in ons kom woon. En vanmôre het ons hierdie wonderlike wete dat ons met brandende harte kan leef omdat hy in ons leef. Maar kom ons kom nou nader, nie met bewondering nie net maar met absolute dankbaarheid, met 'n verwondering, dat ons weet, hierdie tafel waar ons vanmôre aansit, is die tafel van die Here. Die een wat die hemel verlaat het om mens te word. Die een wat lig gebring het in hierdie donker wêreld vir elkeen van ons. En die een wat deur sy bloed elkeen van ons se liggaam kom verlos het. En laat ons vanmôre hier waar ons sit, so in stilte ons harte oopmaak vir sy teenwoordigheid. Kom ons beleef vanmôre die teenwoordigheid van God hier in ons lewens. En elkeen van die wat hier sit, dink hieraan, elke een wat hier is, God ken jou op jou naam. Jesus Christus het vir elkeen van ons persoonlik gekom om vir ons sondes te sterf. Hy het gekom om alle sonde, alle vlekke, alles uit jou lewe weg te kom neem as jy daardie dag jou lewe vir hom gee. Sodat jy in die lig kan leef. Sodat jy nie net die lig wat jy van Christus ontvang het, vir jouself sal hou nie. Dat jy so vol sal word van die Gees van God, wat jou vul, van sy lig wat binne in jou is, dat dit sal uitstraal in 'n wêreld, dat jy sal uitstap, en nie in jou krag nie, maar in sy krag 'n verskil sal gaan maak, omdat jy weet wat beteken die verhaal wat ons vanmôre gelees het, gesien het, van gesing het. En vanmôre waar ons hier aan die tafel van die Here gaan kom, sien ons dat die Here Jesus Christus self hierdie nagmaal ingestel het. En ons ontvang dit so in die Heilige Skrif. As ons sien die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy ook die beker geneem na die maaltyd en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed beseël is vir julle. Elke keer as julle daaruit drink, gebruik dit tot my gedagtenis. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En vanmôre kan elkeen van ons sê ons glo. En ons bely en ons vier dat hierdie getafel 'n getuienis van God se liefde is. Hierdie liefde wat ons vanmôre gesien het, in die nag gekom het. Hierdie liefde wat sterf om vir ons lewe te bring. Hierdie liefde wat opstaan en hoop vir elkeen vir ons wek, en 'n liefde wat weer sal kom in heerlikheid. Ek gaan vra dat die manne wat ons gaan help om die nagmaal vanmôre te bedien, dat hulle vorentoe sal kom en die wyn en die brood vir ons sal uitdeel. En dan gaan ek vra dat almal die brood en die wyn asseblief moet hou, en dan gaan ons saam so die nagmaal vier. Dankie.
Jakob. Is daar dalk iemand wat per ongeluk oorgeslaan is met die brood? Iemand wat nog nie 'n kelkie gekry het nie? Hierdie brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van die Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Hierdie beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die dierbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons gehad om vanmôre hier in die huis by mekaar te kon kom. Here, wat 'n voorreg het ons gehad om 'n Kerssangdiens te hê, waar ons weer opnuut gaan kyk het na hoe U, die almagtige God, in U groot liefde U seun gestuur het, om vir elkeen van ons se sondes te kom sterf. Dankie Here vir daardie voorreg wat ons het vir elkeen van ons wat vanmôre hier is, om te kan weet dat ons deur daardie kind wat in die krib gebore was, 'n heiland ontvang het, 'n redder ontvang het, ja, wat aan die kruis vir ons gesterf het. En Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, wat weer na hierdie verhaal geluister het, hier waar ons saam die nagmaal gebruik het, dat ons net weer opnuut kan besef die voorreg wat elkeen van ons het om kind van God te mag wees. Here, en dat ons hierdie verhaal nie maar net sal hoor nie, maar dat ons opnuut weer ons lewe volkome vir U sal gee en sal sê, hier is ek Here, gebruik my, maak met my wat U moet. Gebruik my daar, stuur my waar U my wil stuur, Here, en gee my 'n hart wat sal sê, hier is ek Here. En Here, gee vir elkeen van ons 'n dankbare hart. 'n Hart wat vanmôre opnuut sê, dankie. Dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Vir al die genade wat ons so onverdiend uit U hand ontvang het. Sodat elkeen van ons vandag hier kan uitstap. Kan uitstap en 'n lewe van oorwinning kan leef. Kan uitstap en kan leef met 'n vrede wat die wêreld nie kan verstaan nie. Want ja, in Bethlehem in 'n krib was daar vir ons 'n verlosser gebore. Aan die kruis op Golgotha het hy die volle prys vir ons sonde betaal. En vanmôre staan elkeen van ons in dankbaarheid, in absolute dankbaarheid, en verklaar vanmôre net weer, dankie Here, dankie vir U genade, dankie vir U liefde. En Here, gee dat ons dit nie net sal hou vir onsself nie, maar dat ons hier sal uitgaan, en dit sal gaan uitleef in 'n stikkende wêreld, sodat elkeen wat ons teekom, Christus in ons sal sien, en dat ons so ook mense sal bereik wat sal sê, ek wil ook
'n kind van die lewende God wees. Daarom is my gebed vanmôre, Here, wees U met elkeen van ons, vul elkeen van ons met U Gees, dat ons in U krag so kan uitgaan en so kan gaan leef. En ek bid dit en ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat almal opstaan en dan sluit ons vanmôre as gemeente saam af met die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy U naam. Laat U reik kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, soos ons vergeef die wat teen ons sondig. Ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Kom, sluit ons oë. Hemelse Vader, U het vanoggend weer ons harte gevul met die lig van Christus en die lewe van Christus se tafel. En mag hierdie lig in ons bly brand, mag hierdie genade ons elke dag dra en mag hierdie liefde ons stuur na 'n wêreld wat U vrede nodig het. Here, elkeen van ons kom vanmôre en wil opnuut net weer sê, dankie Here. Dankie vir die genade. Dankie vir die seën wat U vir ons gegee het. En dankie Here dat ons mag leef met U lig in ons, met U krag. En sal U gee dat ons hier sal uitgaan in hierdie wêreld wat dit so nodig het. En U lig en U vrede sal gaan uitdra. En dat ons so elke mens wat ons teekom, se harte met U lig sal aanraak. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vir almal verwon, ek wil vir jou baie dankie sê vir die pragtige begeleiding. Ek wil vir hierdie twee dames wat hier voor mooi vir ons gesing het, dankie sê. Ek wil vir almal wat vir ons 'n versie gelees het, dankie sê. Skylin, toe ek so oud was, sou ek definitief nie voor die gemeente 'n versie opgesê het nie. So ek dink ons moet regtig vir Skylin, baie mooi, dankie vir jou man. En mag dit wees dat elkeen na sy. En as ons nou hier uitstap, kan ons almal saam 'n lekker koppie koffie gaan geniet en ons kan ietsie gaan eet. Maar mag dit wees dat ons werklik as ons vandag hier uitstap, dat as ons weer dink aan die verhaal van Jesus, van die krib tot die kruis, wat dit werklik vir ons beteken het. En dat ons sal gaan uitgaan en werklik in die krag van Christus sal begin leef. Want dit is die grootste voorreg wat elkeen van ons het. En daarom, kom ons gaan nie net hier uit en leef maar soos die wêreld nie. Kom ons gaan nie uit en leef soos ware kinders van God.
En mag die Here so met elkeen van ons wees, en elkeen van ons seën, en elkeen van ons die krag gee om so te kan leef. Amen.